Ek het 'n woord vanmôre van die Here, en gister ry ek in Wilmarie, ons is op pad na 'n troue toe, hier tussen Hoopstad en Botawil. En ek sê, Here, wat wil U hê moet ek vir hierdie mense sê, want ek sal nooit kom preek as God nie 'n woord gee nie, en gisterand sit ek met hierdie woord. En ek wag op die Here, en al as ek nie 'n woord gehad het, is ons geprys en worship uit vanmôre, en as dit is die wil van die Here, gaan ons God se wil doen. Kan ons 'n amen kry in hierdie huis van die Here? Kom maar, kan ons 'n amen kry in die huis van die Here? Is julle by 'n begrafnis? Alright, my tema vanmôre is, wat jy meet, sal jy mee gemeet word. Wat jy meet, sal jy mee gemeet word. So ek wil vanmôre graag begin. Oubie, kom hier so met jou groot ore. Hierdie ouetjie se ore is so klein, kan jy ooit hoor? Ons wil altyd mense meet. Ons wil altyd mense meet. Magda, die goed is groot. Ons wil altyd mense meet. Ons wil altyd iemand meet in wie hulle is en wat hulle vir ons kan doen. Jy kan maar gaan sit, ek wou jou meet, maar jy is baie lankie. Ons wil altyd meet die seëninge wat God vir ons gee. Sodra jy God se seëninge meet, is jy ondankbaar in dit wat God vir jou gee. Ek wil dit weer sê, sodra jy begin meet in dit wat God jou gee, is jy ondankbaar in dit wat hy vir jou gee. Ons verwag altyd wanneer die Here iets vir my gee, kon hy nie vir my iets beters gee nie. En ek wil vanmôre hiermee afskop, is toe ons hierdie revival week gehad het saam pastoor Dion, kan ons gee hande klap vir die Here. Luister, ek sal nooit terugstaan vir die werk van die Here nie. Ek sal nooit terugstaan en measure hoe groot die Heilige Gees is nie, want daar is nie 'n maatband in hierdie wêreld wat die groot almagtige werke van die Heilige Gees kan meet nie. En as ek wil hierdie sê vanmôre, baie keer wil ons meet in ons prys en worship. Baie keer wil ons gemeet word in ons woord wat ons bring. Baie keer as die mense preek, gaan hulle vir my, dan vra hulle altyd, pastoor, is jy happy gewees met wat ek nou gesê het? Jy moet nie my vra of is ek happy nie. Jy moet weet, jy het gedoen wat God vir jou op jou hart gegee het om te doen. As ek moet happy wees of unhappy, is daar probleme, because I'm not God, because God said, do so you will do. En ek wil hiermee afskop vanmôre. Kan ek eerstens begin om vir die kerk te vra, vir elke man en vrou en almal wat na hierdie video's gaan kyk. Hou op om God te meet. Jy kan God nie meet nie, want hy is die allerhoogste, die grootste, die ewige Vader. Daar kan nie, daar was nie, daar sal nooit voor hom 'n ander God wees, nou op hierdie oomblik of na hom nie. Hy is die een wat die heelal vashou. Hy is die een wat jou vashou. Hy is die een wat jou vrou en jou kinders en jou man vashou. Hy is die een wat die wêreld in die palm van sy hand vashou. Luister, hou op om ander te meet vir wat hulle vir jou kan doen. Hou op met ander mense meet aan hulle foute. Jy gaan sien in Matteus 7 vanmôre, ons wil mense meet. Pas op wanneer jy meet, waarmee jy meet, gaan jy gemeet word. En die hartseer is, jy gaan dubbel gemeet word. En dan leer die woord van die Here my, hou op jouself met ander hoeveelheid wat jy goed wil doen vir ander. Hou op jouself meet en roem wat jy vir ander doen. Jy gaan nou sien wat het gebeur toe Jesus 'n groot wonderwerk gedoen het by die berg van predikasie in Matteus 5, 6 en 7. Ek wil hier vir jou kom leer, die maat wat jy alles meet, sal jy voor God gemeet word. Sit jou maatband van vanoggend af, hierdie maatband, daai geestelike maatband. Julle het nie gesien wat ek sê nie. Daai geestelike maatband gaan jy vanmôre een kant moet sit.
en laat die meting van die Heilige Gees hier binnekant in jou begin overflow. Weet jy wat, 'n beker wat water het, en jy gooi water in daai beker gaan aanhou oorloop en oorloop en oorloop. Hy sal nooit ophou oorloop nie. Ons kom vanoggend uit die huis uit, my skoonma kom daar by ons aan, sy sê, kyk uit hierdie foto, daar het 'n pyp gebars voor my huis, ek sê, is dit in die yard of buite die yard, want ek het weet, dis buite die yard, prys die Here vir wonderwerke. Daai water loop so die straat af, Tannie, kyk hier so, nee, ons het die nuusberig in Henneman. Ons het mense wat vir die Vista werk. Dit lyk vir my so. Maar almal bel die huis op die hoek eerste. Pastoor, Jenny, die water gesien, het jy die water gesien? Water, wanneer water uitkom en hy kry lig en daar's drukking, kan ek vir iemand iets sê, jy kan die drukking van die Heilige Gees nooit stop nie, want hy sal overflow, en dit is hoe die Here werk met overflowing. Hier is iets wat jy moet weet. Sit jou maatband eenkant, God meet jou nie aan jou werke nie. Ons wil so graag die werke doen en mense please. Kan ek hierdie kerk vra vanmôre vir elke man en vrou en jong kind? Hou op 'n people pleaser wees. Be a God doer. En ek gaan dit weer sê, hy weeg die gewig van jou werke, hy meet nie jou werke nie. Die woord van die Here sê in 1 Korintiërs 3 vers 13 tot 15, mag gou oop jou Bybel saam met my. 1 Korintiërs 3 vers 13 tot vers 15. 1 Korintiërs 3 vers 13 tot vers 15. Prys die Here. Sê 'n bietjie prys die Here. Hy sê elkeen se werk sal aan die lig kom. Staan daar geskrywe, ek sal elkeen se werk meet. Want die dag sal dit aanwys, om dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die wat? Op die proef stel. Hoedanig dit is, vers 14 sê, as iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. Kom ons gee hande klap vir die Here vanmôre. Sê 'n bietjie prys die Here. Come on, prys die Here. Nou, hy toets die opregtheid van jou hart. Ek wil hiermee praat vanmôre. Die Vader, toe Jesus aan die kruis gesterf het hy nie gemeet hoe lank hy aan die kruis gehang het nie. Toe Jesus gemartel was, het die Vader nie gemeet hoe lank was Jesus gemartel en hoeveel keer hy gemartel was nie. Toe God jou geskaap het hy nie gemeet hoe lank jou lewe gaan wees nie. Toe Jesus jou gemaak het hy nie gemeet wat jou lewenspad sal wees nie. Hy het dit alles vir jou in oorvloed gegee, gratis. Ek hoor wanneer kinders van die Here praat, sal hulle sê, hoe ver nog moet ek gaan, Here, in hierdie verdrukking? Hou vir my vas daar asseblief, Daniel. Hulle sê hy kan 25 meter gaan. Nee, 5 meter. 5 meter. Pastoor het nie gelees nie. God het nêrens gemeet hoe ver jou lewe gaan wees nie. God het jou lewenspad vir jou klaar uitgelê. God het nie gekom om te meet wat jy goed kan doen nie. Hy het nie gekom om te meet wat jy sleg doen nie. Hy het gekom om jou te gee in oorvloed, genade en liefde. Weet jy wat is die probleem van die mense? Jy kan hom maar los, dankie Dani. Weet jy wat die probleem van die mense is? Ons wil almal meet aan wie hulle is en wat hulle kan doen vir ons. Mense meet jou vir wat jy vir hulle kan doen. Dit werk nie so nie. Wanneer jy vir iemand seën hulle in oorvloed, as God sê seën in oorvloed. As God sê seën in minimaal, dan seën jy in minimaal. God weet wat het jy nodig. Sê bietjie prys die Here. Hier's iets wat jy moet weet vanmôre. Vriendskappe word gemeet aan wat kan ek onttrek by jou, of wat kan ek deponeer by jou. Dis wat vriendskappe is in vandag se tyd. Vriendskappe is meer wat kan ek uit jou uitkry in plaas van wat kan ek vir jou gee.
Partykeer verwag ons van mense die onbepaalde dinge, die groot dinge, moenie van mense verwag nie. God sal gee. God sal gee. Sê 'n bietjie prys die Here. Kom aan. Moenie dink jy gaan ekstra punte ontvang omdat jy gee om vriendskappe te hê nie. If God called, God anoint. Ek wil weer sê, God sal jou seën, vertrou jy op die Here. Ek praat nie hier vanmôre nou van geld en van goed nie. Ek praat van wat bied ek, wat kan pastoor bied in jou lewe om 'n verskil te maak in 'n mate wat God wil hê jy moet hê. Partykeer steel ons van die kerk en van mense, ons roof hulle want ons het nie meer tyd vir die Heilige Gees in die kerk nie. Dis 'n leuen van die duiwel. Daarom gaan die volk ten gronde, want hulle verstaan nie die woord van die Here en die werke van die Gees van God nie. Ek het 'n vriend, en ek het al vir julle gesê, Johannes 15 sê, hy noem my sy vriend. In Johannes 15, ek dink vanaf vers 12 sê die woord van die Here, hy gee aan sy kinders, sy vriende, deel hy sy geheimenisse meer. Dis daardie gedeelte wanneer jy sê, ek het 'n revelation, ek het 'n openbaring van God ontvang. Dan beteken dit, Jesus het 'n geheimenis met jou gedeel, wat nog nie oopgesluit is vir ander nie. Hy breek my nie af nie. Hy meet my nie aan my foute nie. Hy vertrap en vervloek my nie. Hy tel my op in swaar en moeilike tye. Dit is wie God is. Weet jy wat sien ek wanneer ek mense hoor praat? En nou wil ek reguit van hier af praat is, in die kerk praat van ander in die kerk. Die een kan net nie goed praat van die ander een nie. Asof daardie een die verhewe een is en beter is. Weet jy hoe werk 'n liggaam van God? Is daar enige iemand hier wat nog nie 'n hoofpyn gehad het nie? Steek op jou hand. Enige iemand wat nog nie sy vinger met 'n hamer raak geslaan het nie? Enige iemand wat sy skouer nog nie gepyn het nie? Kan ek gou iets oopbreek vanmôre? Jy gaan iemand in 'n liggaam hê wat seer het. Jy gaan iemand in 'n liggaam hê wat pyn het. Jy gaan iemand in die liggaam hê, ek kan onthou, ek was 14 jaar oud, toe was ek verlam. My hele regterkant van my liggaam was verlam. Ek was lam, daar was niks. Rugby gespeel by die huis, ek kom die volgende oggend, toe dink ons buurman se meisiekind, ek knip vir haar oog. Toe moes ek al agtergekom het, daar's fout, my een oog knip, die ander een is pap. Hy hang. 12 uur die middag, toe dra my vriende my tas vir my, toe sleep my voet. Toe kan ek niks doen nie. 14 jaar oud. Toe het ek 'n Bell-sindroom verlamming gehad, wat ek moes gegaan het, wat hulle op my op 'n bed gesit het, en my moes geskop het. 'n blinde ou daai tyd in Welkom met my op, ek weet nie wat doen jy dit nie. Maar toe het ons 'n Bell-sindroom verlamming, toe het ek hom vir 6 maande gehad. Ek kon loop, maar my voet het gegly. Ek kon net nie lekker loop nie. En hier kom die Here en hy genees my. Wat wil ek sê vanmôre? Daar's iemand altyd in die liggaam wat nie gaan funksioneer soos wat jy wil hê dit moet funksioneer nie. My vraag vanmôre is, hoekom meet jy die persoon aan sy funksionering wat nog nie op die vlak is wat joune is in die liggaam nie? Wanneer gaan jy daardie persoon in die liggaam optel en leer wat dit is om reg te funksioneer? Iemand wat baie kla, verloor sy eie seëninge. Het jy dit geweet? Jy het dit geweet? Iemand wat baie kla, verloor seëninge. Hulle verloor eintlik in 'n mate die guns van die Here. Iemand wat met 'n dikbek lang gesig loop, lyk of hy in suurlemoensap gebad het. Hy gaan met suurlemoensap gesig loop. Hy mis die seën van die Here, want hy meet homself. Hy vertrap en vervloek my nie, dis wie Jesus is, hy tel my op, hy gee alles, hy meet dit nie, dis sy genade oor my, meer as genoeg kanse, dat ek gered kan word. Kan ek vir iemand sê, genade kan nie gemeet word nie.
Hoekom meet jy jou genade teenoor 'n ander een? Ja, en weet jy wat is my hartseer in die kerk? Ek praat nou nie van die kerk nie, die kerk gaan almal hemel toe. Oh, prys die Here. Ek hoop so. Weet jy wat gebeur in die kerk van die Here? Ons kyk hoe ver kan ons kerke skeer in plaas van kerke bymekaar bring. Daar's iets verskrikliks aan die gang in die wêreld. Ek het vanoggend vir hulle gesê, as jy die ekonomie sien, wees asseblief nie bevrees nie, hierdie dinge moet kom. Dit moet gebeur, dis op pad. Ek het Vrydag gesit, ek sit 3,5 uur, net om een depotjie te kry vir my een trok diesel te kan gee. Daar's nie diesel in die land nie. En dan mag hy net 'n 50 liter hier gooi, 200 kilos van daar af mag hy 100 liter daar gooi, en dan moet hy daar stop en daar liters gooi. Dit is waartoe ons op pad is. Daar gaan 'n dag kom, wat jy gaan staan en terugdraai en vra, Here, met wat het ek gemeet? En dan gaan die Here vir jou vra, hoekom het jy gemeet? Want ek het jou geweeg, ek het jou nie gemeet nie, ek het jou geweeg. Ek het jou geweeg en jy was te lig bevind. Ons loop met vrees, want ons meet alles aan ekonomie en aan geld en aan besittings en aan allerhande goed. Kan ek vir iemand iets sê vanmôre? Daai karretjie wat jy ry, as jy doodgaan, glo my, die volgende jong ouetjie gaan vir hom stamp, hoor. Hy gaan hom lekker stamp. Ons kom gisteraand van die troue af, ek sê vir Wilbert, Jesus, hoor jy daai lekker musiek? Hoor jy daai musiek? Ons gaan staan daar by KFC, ek sê vir, ek hoor musiek trek my geweldig, ek hoor mooi Afrikaanse musiek, en ek hoor daai basgitaar, en ek hoor hoe slaan hy ou uit, en sy sê vir my, nee man, dis 'n drywer hier met die trok, ek sê, het geen trok, as sulke mooi bas gee nie, ons gaan nou ry en daai band gaan soek, en ek klim in die bakkie, en ons ry, en ons kom daar, staan 3 manne op 'n stage, en hulle doen alles self. En toe ons daar kom, toe verander die mooi musiek sommer in 'n klomp garre goed. Hy goed was so sleg, ek ry sommer verkeerde plekke in. En ek besef hoe kerke leeg raak en kroe voller word. Want die kerk is besig om mense te meet, terwyl God se genade onbereikbaar is. Mag jy jou Bybel oop op Psalm 139 saam met my. Psalm 139 vers 23 tot 24. Kan ek vir iemand sê, die woord van die Here sê, deur vuur laat hy jou nie alleen loop nie. Deur stormwater sal hy jou nie alleen laat swem nie. Hier is iets wat jy moet weet vanmôre. Dawid sê, Psalm 139 vers 23 en 24, hier is wat jy moet vra vanmôre. Hy sê, deurgrond my God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. As ek die hele tyd met 'n gedagte en 'n hart teen hierdie seun gaan loop, gaan ek my seëning verloor in my praise and worship. Ek praat nie van hierdie praise and worship nie. My lewenswandel met God. Praise and worship beteken, dis 'n daaglikse lewenstyl. Hoe lofprysing en aanbidding bring ek tot eer van God in my handel en in my wandel. Kan ek jou vra vanmôre? Hy sê in vers 24, kyk of daar by my 'n weg is. Sê bietjie vir een langs jou. Sê jy moet kyk. Jy moet hard praat. Sê luister hierso boetie. Dani, jy kan dit nou vir hom sê. Ek sien jy wil. Sê vir Sander, sê luister boetie. Okay, Sander sê vir jou pa, sê papa. Sê vir een langs jou, sê luister hierso boetie of sussie. Moet net nie vir die vrouens boeties noem nie. Sê luister hierso sussie. Is daar 'n weg
wat God kan vind om 'n ewige waarde binnekant jou te plant. Hy kom en hy sê, kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Sê bietjie ewige weg. In ander woorde, die reis is nie oor totdat ek die reis volhard het nie. Dit is nie wat gebeur nie. Die reis is nie van hoe ek wegtrek nie. Die reis is eerder hoe ek gaan eindig. Luister baie mooi. Baie mense het hulle lewe verkeerd begin. Ek dank die Here as ek moet weet wat op die universiteite tans aan die gang is, gaan jou hare ruis. Al wat jong mense in hulle gedagtes het is drink en jol. Dis al. Kinders gaan uit die huise uit, want hulle is nou uit onder die gesag van pappa en mamma. Hulle soek nou hulle vryheid. Terwyl haar pappas en mammas is wat huil oor hulle kinders, wat hulle saligheid weggee. Daar's mense in hierdie streek wat praat van once saved, always saved. En hulle staan nog steeds daarop. Hulle preek dit vandag nog. Ek wil hoendervleis kry, daai wat noem Nico noem dit hoenderpokke. Ek like it. Ek wil 'n hoenderpok vat en hom met 'n hoenderpok gooi. Once saved, always saved. Hulle verdraai die skrif wat dit eintlik werklik beteken wanneer dit by die saligheid kom. Jy verkoop jou saligheid want jy wil gemeet word, jy wil gesien word, jy wil erkenning. Kan ek vir iemand iets sê? Ek soek nie die erkenning van die mens nie. Ek soek eerder my naam by die Here. Wat help dit om populêr onder mense te wees, maar jou naam is nie in die boek geskrywe nie? Dit bekommer my. Die wêreld kan my meet aan my foute, maar God gee genade. Sê vir een langs jou, sê God gee genade. Sê vir een langs jou, sê jou reis is nie oor nie. Al was my wegspring swak, ek sal deurdruk tot die einde van my wenstreep. Come on, al was jou wegspring swak, jy druk deur. Halleluja. As die wêreld my verstoot, God sal my nader trek. Sê vir jy langs jou, sê ek het nie jou vriendskap nodig. Nee, moenie te vir jou gesin sê, jy het hulle nodig. Skree vir een aan jou, Dani, skree vir my, sê pastoor, ek het nie jou vriendskap nodig nie. Pastoor, ek het nie jou vriendskap nodig. Ek het Jesus nodig. Amen. Ons wil so graag vriendskappe met almal hê. Om in almal se guns te wees, ek weier. God sal die vriendskappe vir my gee wat in my guns moet wees. Ek gaan dit weer sê. God sal vriendskappe gee wat in my guns sal tel, nie teen my tel nie. Hou op aanhangers van mense wees. Weet jy hoe lekker is dit vir my as ek moet by iemand gaan kuier en ek eet steak met mushroom saus. Nee, jy gaan nie daar kan order nie, spesiale mens, VIP's. Weet jy hoe lekker is dit? In plaas van om saam met pelle om 'n braaier te staan en al wat hulle doen is skinder en rook en drink hulle self mif. En is vulgair. Ek oordeel nie vanmôre nie. Ek wil vanmôre iets vir jou oopbreek vanmôre. Ek het nie die guns van mense om 'n braaier nodig om te dink ek is deel van jou klan nie. Ek sal nie my waardes sak om die waardes van God te laat breek en te lyk soos die wêreld nie. My God is nie goedkoop nie. My God is 'n God van waarde. Maar daar's iets wat jy moet weet van hierdie braaier. Ek wil nie die ou by die braaier verloor nie. Ek wil hom vermaan tot redding van God se koninkryk. Ek het nie nodig om soos jy te lyk nie. Ek het nie nodig om soos jy te braai nie. Ek het nie nodig om soos jy te praat nie. Nou sê ek braai, ek is honger. Ek het nodig om die gees van God te laat werk deur my. Om jou wat verlore is, kan ek hierdie kerk vra vanmôre? Pastor Dion het so mooi gesê, dit slap my toe ek hier sit.
Jy weet, God slaan jou nie dood nie. God breek jou nie vir jou foute nie. Die belangrikste van alles is, hy herinner jou nie aan jou gisters nie, want hy het dit weggevat volgens Psalm 103 vers 12. Hy dink nie meer daaraan nie. Maar wat hy doen is, hy sê vir jou vanmôre, hy sê, Elona, my genade is vir jou genoeg. Ek wil hierdie kerk vra vanmôre, vat jou maatband en sit hom een kant, hou op meet hoe jy iemand te na kan kom wat jou te na gekom het. Hou op, kyk, wat kan ek meer aan jou doen vir wat jy aan my gedoen het? Kan ek vir iemand iets sê vanmôre? Toe Jesus aan daai kruis gesterf en gehang het, het hy nie gemeet in ure en sekondes en in dae nie. Hy het 'n wonderwerk gedoen sodat jy vry kan wees, 'n vry kind van die Here. Wat daarvan as mense jou beroof het? Wat daarvan as mense jou besigheid laat vou het? Wat daarvan as mense jou seer gemaak het? Ek verstaan wat jy deurgaan, maar hier is wat jy moet weet. God weet wat jy gaan nodig hê vorentoe. 'n Ou wat nie geval het nie, is nie 'n suksesvolle ou as hy opstaan nie. Jy moes eers geval het om op te staan. Gister is ek besig by my werkswinkel en ek sê vir Wilmarie, bring net vir Oustie Handry bietjie hier na my toe vandag. Bring net Werner se laaitjie. Ons het nou nie meer kinders in die huisie, so daar binne my verlang na hulle. Maar dan sê ek, ag, weet jy wat, die Here het hom nou vir ons gegee, laat hy, ek wil eintlik vir werk, pak sy tas, laat hy by my kom bly, betaal net die skool vir ons. Ek het my kant gebring in die lewe. En hy staan daar op die BMW se sitplek en hy kyk by die venster uit, nou wil hy nie rondloop nie. Ek wil hom leer om die power washer te vat, om die trokkie bietjie te spuit. En hy wil nie, hy wil maar nie neersit, hy is meer mal oor haar as oor my. Maar as hy my by die huis gesoek, hy my oral, hy loop oral om my te sien. Dan kom hy so aangeloop, dan wil hy my groet. En dit breek, dit vang. En gister, as hy loop en hy wil val, dan sien ek in daai klein kind, ekskuus ek emosioneel is, want ek sien baie Christene, as jy val, dan staan daai mannetjie weer op. Hy retireer hy so van balans, want dit was 'n harde val, dan neek hy hierdie kant toe, dan val hy weer, as hy so opgewonde, hy loop en val net die hele tyd, lyk of hy gedoop is met die Gees van die Here. Is nie hoe jy val nie. Dit is hoe jy gaan opstaan. Dit is hoe jy gaan opstaan in die lewe. Ek het al baie foute gemaak. As ek my vrou die mikrofoon moet gee vanmôre en vra, sal jy asseblief alles meet wat ek aan jou gedoen het en aan my kinders? Asseblief meet dit. Dan sien ek die skrif van die Here waar hy sê, my genade is vir jou genoeg. Al slaan finansies, kan ek vir iemand iets sê vanmôre. Ek het 'n voorsiener, sy naam is God, die Almagtige, die groot koning van die eeue. Al kom siektes, hy bly my geneesheer. Al kom armoede, ek vrees nie. Rykdom is nie geld nie. In die heerskappy en die goedheid en guns en die genade en die liefde van die Here, dit is rykdom. Weet jy wat is amazing, Dani, in die hemel gaan ons op 'n straat van goud loop. En ek gaan op die huis op die hoek bly. En langs my gaan die eienaar van die butchery bly, want ek gaan biltong hê. Een vriend sê vir my, 'n pastoor, dominee vriend, hy sê pastoor Jan, ons gaan nie rooi vleis eet in die hemel nie, ons gaan vis eet. Ek sê prys die Here, nêrens het ek gelees dat iets gaan doodgemaak word om geëet te word nie. Maar as jy so sê, dan gaan al my beeste wy in die rivier, maar rooi vleis gaan ons rooi vleis dan hê. Ag, ons kan 'n bietjie sin van humor hê. Weet jy wat? Oorkant my gaan die eienaar of die bestuurder van Coca-Cola bly en ons sal Coke in die hemel hê. Daar gaan nie nierprobleme wees nie. Daar gaan nie blindheid wees nie. Daar gaan nie krepelheid wees nie. Daar's 'n rykdom van guns en genade wat wag, wat geen geld op aarde kan meet nie. My rykdom is Jesus Christus. Jy kan alles vat wat ek het. Jy kan alles vat, maar jy kan Jesus nie vat nie. Ek wil dit weer sê, jy kan alles vat, maar aan Jesus kan jy, my pa het altyd gesê, my kind, jy moet leer, want een ding kan iemand nie van jou wegvat nie, is jou geletterdheid.
Kan ek vir jou nog iets beter sê? As hulle jou doodmaak, het hulle jou geletterdheid ook gevat. Want daar's niks wat gaan funksioneer hier nie. Maar hulle kan jou saligheid by Jesus nooit van jou wegvat nie. Sjoe. Hy berei 'n hemel van strate van goud. My Vader sit in die heelal en alles wat daarin is op die aarde is syne. Ek wil hê jy moet vanmôre weet daai gesin wat jy het is joune, is niemand anders as nie. God se en joune. Al druk die lewe en ek gaan nie terugsit. Ek gaan nie 'n toeskouer wees nie. Ek gaan nie gemeet word nie. En die duiwel gaan my nie meet op my kamp nie. Weet jy wat? Daar's 'n lied wat ons sing, so I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Yeah. En dan raak jou kamp al kleiner, want jy laat hom meet om jou in 'n klein kamp te sit. Weet jy wat? Sit my in 'n klein kamp en ek breek daai mure uit en ek maak dit 'n groot kamp, want ek gaan terugvat wat die duiwel by my gesteel het. Maak jou Bybel oop, Filippense 4 vers 4 tot vers 6 asseblief. Halleluja. Vanmôre toe Lenny staan, ek ervaar het ook, ek het gaan sit, Here, ek gaan niks doen voor hierdie diens nie. Gaan nie. Danie, jy gaan niks doen voor hierdie diens nie. Jy gaan nie. Nee, jy gaan iets doen voor die diens. Jy gaan hulle vuur gee. Jy gaan hulle moet aan die brand sit. Hey, Michael, jy gaan niks doen voor die diens nie. If God puts fire in a man, who are the men to bless the fire? Hoekom wil jy die vuur binnekant iemand blus en iemand soos 'n suurknol laat lyk as God dan vir jou vreugde gegee het? Amen. Ek gaan dit weer sê. Hoekom maak ons mense mismoedig in plaas van om hulle op te beer? Kan ek musiek as 'n voorbeeld vat vanmôre? Al sing ek vandag, visvang vir Jesus elke dag, met my Bybel in my hand, gebed in my hart, onmiddellik gaan God my gees opwek, want my hart is in lyn met sy woord. En deur daardie lied sal God selfs iemand tot bekering bring. Wanneer ek visvang vir Jesus sing, dan wil ek hierdie prys en aanbiddingslied vat, want ek kan hom aanbidding ook maak. Is my lewenstyl 'n ware lofprysing en aanbidding deur te sê, ek lees my Bybel en ek bid elke dag. Want as ek dit doen, dan kan ek hierdie lied sing, en God sal van hierdie lied die grootste lofprysing en aanbidding maak as 'n geur voor sy aangesig. Hierdie kerk is stil vanmôre. As jy oop saam met my Filippense 4 vers 4. Verbly julle maandag, moenie dinsdag nie, dinsdag gaan blou wees. Verbly julle in die Here, maak dit Vrydag. Vrydag, dis naweek, ons gaan huis toe gaan, ons werk net tot 11 uur. Verbly julle in die Here Sondag. Ek herhaal, verbly julle, staan dit in jou Bybel? Nou kom as julle suur vanmôre toe ons in die kerk instap. Verbly julle in die Here. Wat sê hy? Altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Kan iemand in die kerk op hulle voete staan vanmôre saam met my en ons gee 'n lofoffer aan die Here asseblief. Verbly jou in die Here altyd. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag. Gee handeklap. Luister, al kry ek nie diesel vir my bakkie nie. Ek verbly my in die Here. Luister, al gaan kospryse op. Ek verbly my in die Here. Hy is my voorsiener. Come on. Come on. Al sterwe iemand langs my, ek verbly my in die Here, want ek gaan ook sterwe eendag. Halleluja. Jy kan jou sitplek neem vir 'n oomblik. Sê bietjie vriendelikheid. Ons wil altyd gemeet word. Ons wil altyd vir iemand sê hoe bombasties en varkerig is daai persoon as hy mislik is. Het jy al daai persoon se vriendelikheid gaan soek? Maar jy het gesê, daai een kan nie vriendelik hê, daai ding is van die pad af, daai ding is dit, daai ding. Het jy al so gepraat in jou lewe? Sander,
Hy smile lekker breed vir die pastoor. Daai ding. Iemand wat dit nog nie gesê het nie, dan lieg jy. Moenie skynheilig wees nie. Kan ek vir iets sê, dis nie 'n ding nie, dis 'n mens. Bid dat die Here aan jou openbaar, waar's die fout sodat ons vreugde in sy lewe kan terugkry deur die werk van die Heilige Gees as krag in gebed, man. As krag in gebed. Sê bietjie vir een langs jou, sê die Here is naby. Kom aan, werk saam, sê die Here is naby. Sê vir jou vrou langs jou, sê bokkie bokkie. Jy moet jou vriendelikheid aan my bewys. Selfs in die gang, as jy vir my kwaad is. Kan jy 'n bietjie vir julle manne sê papi, papa. Sê as jy my sien, ruk jouself reg. En smile 'n bietjie. Jesus, ou, kan ek daai smile meet? Sê vir een langs jou, sê wees oor niks besorg nie. Kom aan, ek wil jy met saamwerk vanmôre. Sê wees oor niks besorg nie. Sê vir een langs jou, sê jy dalk R5 vandag. Dank God vir daai R5. Sê en as jy hom môre nie het nie, moenie worry nie. Want my pa is die koning van die heelal. 'n jong man het eendag na my toe gekom, hy het gesê, pastoor, dit is baie jare terug, ek het net begin werk, dit is 25 jaar terug. Kan jy glo, ek is nog so jonk? Hy kom daar by ons, hy werk op die wyn. Daai tyd het hy oor die R30,000 salaris gekry, jong luitjie, 24 jaar oud. Hy kom eendag as 'n week voor Payday by 'n kerk, hy sê my finansies werk nie uit, ek is 24 jaar oud, ek is 21, 20. Hy sê, ja, my finansies werk nie uit nie. Ek sê, ja, ek wonder hoekom. Hoe baie keer pleasure jy die duiwel in plaas van die Here? Hoe baie keer voed jy jou liggaam met verkeerde dinge in plaas van die wil van die Here? Hy gee sy hart vir die Here. 'n jaar later sê hy eendag vir 'n pastoor, ons staan aan 'n kring in 'n bidkamer, hy sê, ek kan nie verstaan nie. Dis al 'n jaar, en my geld is klaar 'n maand voor Payday. Die pastoor haak af en sê, hy sê, prys die Here, want as jy dit nou nog gehad het, sê jy nog steeds aan een gedrink het, God het geweet wat het jy nodig vir 3 weke. Jy sien, ons sien altyd die negatief, sien 'n bietjie die positief, hoekom God toelaat. Hy sê in vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Sê 'n bietjie gebed, smeking en danksegging. Moet die wêreld nie volg nie. Hulle meet jou om jou dood te oordeel. Ek sê dit weer, die wêreld gaan jou wil dood oordeel. Moenie die wêreld volg nie. Hy gaan jou oordeel en jou breek. Jy hoef nie die goedheid van God te meet nie. Sy goedheid is groter as die bestaan van die mens. Sy heerlikheid is groter as die goedheid van die mens. Sy liefde is getrou, daar's geen afmeting nie, daar's geen einde aan die liefde van Jesus nie. Filippense 4 vers 12 tot 14 sê, en ek gee 'n opsomming, Paulus sê, ek weet wat dit is om verneder te word. Was enige iemand al hier verneder? Hy sê, ek weet wat dit is om in oorvloed te hê. Enige iemand al oorvloed gehad hierso? Come on! En dan sê, ek is in elke opsig onderrig. Ek weet wat dit is om versadig te word en honger te ly. Maar Paulus sê, ek weet wat dit is om gebrek te ly. Daarom sê Paulus in vers 13, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Paulus sê vir die Filippense, hy sê, ek soek nie die gawe nie. Ek soek die vrug wat oorvloediger is. Die oorvloediger word op julle rekening. Wat beteken dit? Pastoor, ons gaan milkshake drink, by Pick n Pay. By Engine Garage, in 1. Dink jy as ek op jou rekening net wil milkshake drink? Dis nie die rekening nie.
Ek soek wat oorvloedig is op die rekening wat God vir jou gee van die gawes van die Heilige Gees en die werke van die Gees van die Here. Ek soek nie jou geld nie. Ek soek nie jou kar en jou huis nie. Ek soek wat het God vir jou instoor, sodat jy die ewige inwoning in die hemel saam met my kan hê eendag. Jy sien, daar's een ding wat jy kan saam met jou vat, is die name wat geskryf is in die boek van die lewe wat jy na Christus toe gelei het, terwyl jou beursie gaan agterbly. Jou skoondogter en skoonseun gaan lekker eet, van jou beursie af, terwyl jy met 'n kroon vol parels in die hemel sit, en sê, Here, ek kon vat wat U vir my voorberei het. Rita, sal U vir my speel daar so asseblief? Hoe lyk jou vrug vanmôre? Paulus sê, ek het alles ontvang, ek het oorvloed, ek het volop, ek het voluit en volop van dinge, ek het 'n lieflike geuroffer wat welbehaaglik vir God is. Dit is wat ek het. Wat is jou geuroffer? Kan die hele orkes vir my vorentoe kom vanmôre? Jesus meet nie as hy gee nie, hy gee in oorvloed wat hy weet jy nodig het. Matteus 14 vers 13 tot 21 sê, hy gee 5000 mense. Jesus kom by daai klomp kardoefkop disippels. Hy sê, wil luister, gee vir my alles wat jy het. Hulle kom en sê, Here, hoe gaan ons vir hierdie mense kos gee? Die Here sê, wat? Gee, bring alles wat jy het. Wat het julle? Al kom 'n klein luitjie afgeloop met so 'n paar broodjies en enetjie met 'n visie. Die Here vat daai brood en daai vis en hy maak 'n lekker McGafter, 'n lekker meal. Hamburgers en chips en staan er so in die Bybel. Nee. Hy maak broodvoorbereiding en vis vir 5000 mense. Hier staan hierdie mense na die seun gevra is. Daar kom sy disippels. 5 brode, kan nie wees nie. 2 visies, kan nie wees nie. Sout en asyn, kan nie wees nie. Hulle wil alles meet. En die Here vra vir jou vanmôre, hou op meet, begin ontvang en geloof. Ek is die Vader, ewige Vader, 'n God van my woord. Stap in geloof. Stap in geloof. Daar's 'n boek in die hemel wat sê, 'n lied, sit hom in F. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Nergens in Openbaring het hy gekom en gesê, betaal my dat ek jou naam inskryf, dat ek die boek oopmaak, seël breek, boek oopmaak, jou naam inskryf. Hy het nie gesê nie. Hy het gesê, my genade was vir jou genoeg, ek het jou naam geskryf toe jy bekeer het. Ek het jou nie gemeet in wat jy vir my kan doen nie, ek het jou toegerus om vir my te doen. Ek het jou nie gemeet nie. Somstyds meet jy jouself en jy blokkeer jouself om die grootheid te bereik wat God jou geroep het. Ek is nog nie klaar nie, terwyl hulle hom speel. In Handelinge 8 gebeur iets groots. In Handelinge 8 gebeur 'n wonderwerk op wonderwerk. Luister, daar's 'n evangelie in Samaria, maar daar was 'n man met die naam van Simon die towenaar. Glo jy dat towery bestaan? Dit doen, staan in die Bybel. Hy sê, weerhou julle van towery. Galasiërs 5, Romeine 1, weerhou julle van towery. Dis 'n werklikheid. Kyk wat gebeur hierso. Saulus keer vermoording goed natuurlik. Ons weet van Stefanus wat dood is en die gelowiges het Stefanus begrawe. Die Bybel sê Jerusalem was in rep en roer, net soos die wêreld nou in rep en roer is. Saulus verwoes gemeentes, hy verwoes huisgesinne, hy vermoor Stefanus, alles word goedgekeur, maar God laat die wat verstrooi is, sê bietjie verstrooi, die wat verstrooid is, hy laat hulle die evangelie verkondig. Julle hoor nie wat ek sê nie, die wat verstrooi is, hy laat hulle die evangelie verkondig. En die Bybel sê, 'n jong man met die naam van Filippus, hy verkondig die evangelie. Hoeveel jong manne is in die kerk vanmôre? Ek sien ons is nie baie vanmôre nie, wat gaan aan met die mense? Hier is iets wat gebeur. Wonders en tekens vind plaas. Skare gee eendragtig ag op wat gebeur. Eendragtig.
Baie lam en krepeles word gesond. Duivels word uitgejaag met 'n geskreeu. Baie loop met die maatband so Simon, want hy praat asof jy iets besonders kan wees. Net jy is besonders. Net jy kan gemeet word aan jou rykdom. Net jy kan gemeet word aan jou mooi BMW. Net jy kan gemeet word aan jou pragtige dubbelverdiepinghuis. Net jy. Hoop dink die son skyn uit jou uit omdat jy 'n John Deere het en ek het 'n bicycle. Hoop dink omdat jy 'n dubbelhuis verdiepinghuis het en ek 'n Kaya. Jy's beter as ek, jy's nie beter as ek nie. Jy kan nie wees nie. Ek het eendag in die kerk gepreek. Almal gaan na een graf toe. Almal gaan, of sekeres gaan hemel toe en sekeres gaan hel toe, maar een ding is seker, as twee weer. Almal gaan na een van die twee toe. Almal. Mense se oë gaan oop toe hulle die werke van die Heilige Gees sien, maar hier is 'n man wat mense verbuister met 'n maatband, so Simon met towery. Hy wil hierdie gawes, hy wil hierdie Heilige Gees koop, hy wil hierdie werke koop. Jy kan niks koop nie. Weet jy wat sê Petrus vir hom? Petrus was nie baie lekker met Simon gewees nie. Petrus sê vir hom, mag jou geld saam jou vergaan. Hulle bestraf sy werke, sy woorde wat hy daar gesê het. En die woorde wat Petrus vir hom gee, hy sê vir hom, Simon, bekeer jou. Bekeer jou van hierdie sonde. Die kerk glo nie meer in die werk van die Gees van die Here nie. Ek voel ek wil hierdie stelling mooi duidelik maak. Pastoor Dion Hokkie het jou nie in China probeer laat praat nie. Hy het vir jou gesê, praat 'n Chinese woord net om die vrees te voer. Al is dit nie die regte woord nie. Hy het jou net geleer om vrees te oorkom. Hy het jou nie hier geleer Chinees praat nie. Hy verstaan self nie. Ek dink is die beste lering wat ek nog in my lewe gesien het. Iemand kan lei dat die Gees van die Here oor mense vaardig word om in tale te kan begin praat. Ongeloof en ongehoorsaamheid is sonde. Hou op jou meet as jy dink jy's reg. Kom by die maatband uit en staan onder die genade van die Here. Soek die koninkryk in sy aangesig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Ek wil hierdie gedeelte inbring. Ons raak te familier met mense. Familiar, is dit die Engelse woord? Familiarity, is dit reg as ek dit sê in Engels? Familiarity. Ons raak familier met mense. Familier, selfde ding, spel dit anders. Ons raak te familier, ons raak te bekend, te gemaklik met mense om ons. Ek wil nie gemaklik wees met mense nie. Hoe meer mense ongemaklik om my kan wees, hoe beter. Pastoor, kan jy dit sê? So min as wat jy moontlik van my weet, hoe beter. Ek wil meer hê jy moet begin weet, hy wat in my is groter as ek. Wees met hom familier. Ontmoet hom. Weet jy hoekom doen mense wat hulle doen? Want hulle vrees net nie meer vir God nie. Ek sê dit nou vir jou. Mense wat aanhou met sonde en wat sonde wil goed praat, is nie familier met Christus nie. Die woord van die Here praat van mense wat hulle voorgee. Hulle daai oomblik, hulle ervaar as die Heilige Gees kom, hulle ervaar as hy praat. Hulle ervaar as hy roep, hulle sê ek is 'n kind van die Here. Is jy 'n kind van die Here as jy nog in die sonde leef? Pastoor, maar die Here is genadig, hy verstaan, jy het nou net gepraat daaroor. Kom, ek gaan jou iets sê. Jy gaan geweeg word. Daarom sê Matteus 7, nie almal wat sê Here, Here gaan ingaan nie. Die jong man bel my hierdie week, hy sê my, pastoor, ek wil jou sien. Ek vra hom gister, hoekom wil jy my nou sien? Ek vra net die vraag, ek skiet jou nie af nie. Hoekom wil jy my nou sien? Hoekom het jy nie al iemand gesien, toe jy gesien het die probleem is daar nie? Hoekom het jy eers aangegaan met die wêreld, totdat daar van jou niks oor is nie? Was dit die moeite werd?
is dit die moeite werd om predikers uit te kry op preekstoele wat die waarheid praat. 'n Prediker kan nie anders te sê as wat in die Bybel staan nie. Ek kan nie anders te sê nie. Jy kan nie vir my sê, jy weet, ons is in verhoudings wat nie volgens die woord van God is nie, dan is jy kwaad vir die kerk omdat die kerk dit aanspreek. Hoe kan ek sê ek is 'n kind van God, maar ek is nie in die verhoudings wat God wil hê ek moet wees nie? Romeine hoofstuk 1. Gaan doen 'n Bybelstudie van die boek van Romeine hoofstuk 1. Ek pleit by hierdie kerk vanmôre. Pastoor, maar jy is besig om my te oordeel. Nee. Ek oordeel die sonde wat jy mee besig is. Ek vermaan jou met die liefde van die Here. Daar gaan 'n dag kom wat jy gaan staan voor 'n wit troon oordeel. Hoor wat ek vir jou sê vanmôre. Jy gaan nie kan terugdraai en sê ek is jammer nie. Jy gaan nie vir Johnny roep en sê, buitendien, hulle twee was nie kwaad vir mekaar nie, hoor. Ek hoor die kerk vra baie vra. Ek het hulle gereël voor die tyd, staan net op en gemaak reg, laat mense se oë oopgaan. Nou het hulle pelle geword. Jy gaan voor God staan. Jy kan gedoop word. Die doop bring nie redding nie. Doop bring nie redding nie. Doop is die teken van die afwas van sonde. Ek sterf in Christus en staan op in Christus. Hier staan 'n man voor julle wat baie sonde gedoen het, baie in my lewe, baie foute gemaak het, baie. En weet jy wat is die hartseer van alles? Ek kan nie een keer sê ek het nie geweet nie. Nie of kan jy glo? Ek kan nie een keer sê ek het nie geweet nie. Ek het geweet. Kan ek die kerk iets vertel van ons twee? Ek het ook gerook. Ek was stout. Nou lag ek daaroor, maar dis eintlik nie. Sit ons agter op sy pa se bakkie. Wag ons net laat die paas die sigarette uitskiet, dan skryp ons met die haan, ons hoop dit niemand sien in die spieël nie. Sit ons agter op die bakkie, ons trek daai ding dubbel en dwars, hy ryk so rooi. Hy's rooier as daai Hilux bakkie se tailpipe. Stout gewees. Dom, stupid, foute. En ek het geweet ek mag nie rook nie. Maar ek het geglo, hoe kan my pa vir my sê moenie rook nie, maar hy rook. Ek wil iets vir jou oopmaak vanmôre. Hoe kan my pa vir my gesê het moenie vloek nie, maar hoor hoe vloek my pa? Maak dit sin wat pastoor sê vandag? Ons wil mekaar meet, maar wat as ons gemeet gaan word vir God? Hoe skuldig is jy aan wat jy doen? Daar's 'n boek wat oopgemaak gaan word, wat se seels gebreek word, en dis net die lam wat dit gaan doen, Jesus. Is jou naam in daai boek van die ewige lewe? Ek wil julle met julle hand na my uitsteek. Steek jou regterhand uit. Ek gaan nou afsluit. Sê pastoor, ek wil hê jy moet my die waarheid leer. Sê net die waarheid. Sê nou is al hou ek nie van wat jy sê nie. Sal ek aanvaar. Want ek wil saam met jou dit sien in die Bybel. Sê al raak ek kwaad vir jou. Ek hou dit nie teen jou nie. Want dis 'n saak tussen my en God. Sê pastoor, ek verwag van jou die ware lering. Al kos dit my verhoudings, al kos dit my vriendskappe. Ek soek God se wil, God se orde. Kan jou hand sak. Geliefdes, jy's familier met ander, maar vervreemd van God. Jy mis jou roeping, want jy wil te familier wees met julle predikers. Jy wil te familier wees met kerk en mense. Stop jou familiariteit. Kom by God, hy's wees met hom familier. Mense gaan jou briek. God gaan die kabel van die briek knip, sodat jy God se wil kan doen.
Hierdie kerk sal alleenlik gemeet word aan die opdragte. Een meting gaan plaasvind by Neomati. En dis God se wil. God se opdrag. Daar's een ding wat ek sal meet, kan ek jou Bybel kry, ek het my elektroniese een nie. Daar's een ding wat ek sal meet in my lewe en ek gaan afsluit. Alles wat in hierdie boek geskrywe is. Alles in hierdie 28 mm. Alles in hierdie boek is wat ek sal gehoorsaam. Want binne hierdie afmeting van hierdie boek is geen einde nie. Geen perke nie. Geen restrictions nie. Volheid en oorgawe van blessings upon blessings. Gaan afsluit. Ek wil vanaand praat oor wanneer sal dit met my goed gaan? En wanneer sal dit met my sleg gaan? Daar's 10 redes hoekom dit met jou kan goed gaan. 10 redes hoekom dit met jou kan sleg gaan. Finansiëel, gesondheid, oorvloed in alle mate van jou lewe. Opregtes gesalfde manne en vroue sal God opreg volg, loof en prys. Daar sal nie gemeet word aan aanbidding nie, maar aanbidding sal opreg gedoen word in oormaat. Dit sal in die volheid wat God tot beskikking gestel het vir jou en my wees. Jou talente word nie gemeet vir menslike guns nie. Dit is gegee tot volle gebruikbaarheid en bereidheid tot God se diens. Jou huwelik word nie gemeet aan wat jy aan my kan doen nie. Dit word geseën aan wat ek vir jou doen in oorvloed. Om 'n ander te seën word nie gemeet aan gunste nie. God het blymoedige gewers lief. Ek kan jou dalk nie vandag R50 gee nie, maar een ding is seker wat ek jou kan gee. Dit wat ek het nie silwer en goud kop Petrus. Hy sê vir daai man by die ingang, hy sê, silwer en goud het ek nie, hy sê, maar dit wat ek het, dit gee ek jou, Jesus Christus van Nasaret. Kan ons 'n hande klap vir die Here gee? Maak 'n bietjie jou hand toe, vat vir my jou regterhand, steek hom op. En luister baie mooi wat ek gaan sê. Ek praat van alle aspekte in jou lewe. Gaan lees, ek dink 2 Korintiërs 9 vers 6. Ek dink 2 Korintiërs 9 vers 6. Praat van God het 'n blymoedige gewer lief. Ons dink altyd net geld. Kom ek jou iets leer van daai teksvers. Dit gaan oor alle aspekte, gaan oor jou liefde, gaan oor jou kameraadskap, gaan oor jou genade. Dit gaan oor baie funksies in jou lewe. Maak jou hand toe. As ek vir jou 'n water bring, sal jy aan hom kan vat met 'n toehand. Ek wil hê jy moet hierdie ding ontvang. Dis joune. Dis joune. Maak jou hand oop. Freely I will give. Freely God will give back. Compassion. Liefde. Vreugde. Blydskap. As ek my hand gaan toehou, hoe kan ek gee om te seën? Maar as ek my hand oopmaak, kan ek vir iemand vandag iets gee. En God gaan terugplaas in my hand om meer te kan gee. God soek mense wat oorloop van oorvloed van sy liefde en sy genade en sy blydskap. Ou Flip sê eendag vir my, hy sê, pastor, ek sit in die kantoor, ek en nou, ons het 'n meeting gehad, hy sê, pastor, ek het eendag vir my boetie gesê, as ek my hand gaan toehou, sal ek nooit ontvang nie. Maar as ek my hand gaan oopmaak en ek kan gee, kan 'n oop hand altyd weer ontvang. As jy goed is teenoor God se kinders, God sal teenoor jou goed wees, want jy en daai kinders word genoem kinders van die Here. Ons gaan hierdie lied nou sing. As jy jou hand gaan toehou vir jou vyand, kan God selfs die seëninge vir jou toehou. Hou jou hand oop vir jou vyand, sodat hulle weer God kan sien wie hy is binnekant jou.
gaan regtig nou afsluit. Barmhartigheid kan nie gemeet word nie. Dis 'n goddelike opdrag. Matteus 7 sê, hou op ander meet aan hulle sondes, want jy sal gemeet word, dubbel meer gemeet word as wat jy ander meet. Sit weg vanmôre jou maatband. Laat die bepalings en wil en seën van God oor jou vandag word in volheid en oorvloed. Wees 'n seën vir ander in God se koninkryk en God sal jou seën in oorvloed. Laat God bonatuurlik opereer in jou lewe. Wandel jy sonder twyfel en sonder kommer. Hy is en bly en getrou tot in ewigheid.